Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord en die gebed van my hart is dat ons vanmôre by die waarheid van die woord sal buig en dat ons ook vanuit die waarheid van die woord begelei sal word na beter verstaan van vraagstukke wat ons vandag mee te doen kry. Nou een van ons luisteraars het gevra dat ek bietjie moet praat oor die gedagte wat gebeur met ons geliefdes as hulle sterwe en daar was maar baie vrae gewees rondom hierdie gedagte omdat ons heeltemal 'n verwronge verstaan het rondom die dode en wat gebeur met mense as hulle sterwe. Nou vriende, ek wil vir u sê dat in ons postmoderne tyd en in ons tyd waar mense wegbeweeg van God se waarheid en God se woord, is daar baie meer vrae as antwoorde vir die mens. En ek het vir u van die begin af gesê toe ons hierdie aktuele boodskappe begin het, dat ek poog nie om u as ongeredde te oortuig nie. Al wat ek doen is ek sê vir u wat die woord van die Here sê. As jy 'n kind van die Here is, sal hierdie waarhede vir jou sin maak. As jy ongered is, sal dit vir jou sin maak, maar jy gaan kies om uit een kant te skuif, omdat jy jou eie gedagte alself vir jou opgemaak het. Daarom is ek besig om vir iemand net te sê, vanuit die woord van die Here, wat hierdie vraagstukke aanbetref, wat die antwoord is, sodat u dan ook dit duidelik kan oorweeg, en op 'n plek kan kom dat u kan sê, dis wat God sê, dis wat ek gaan glo, en dis wat vrede in my hart en in my siel bring. U sien, as ons kyk na hierdie vraag, wat gebeur met ons geliefdes, dan sien ons geweldige, baie verwronge gedagtes en idees. Ek onthou op 'n stadium, het ek 'n man begrawe wat gesterf het, hy was homoseksueel, hy het later vigs opgedoen, en van daardie siekte is hy dood, en in die begrafnis het ek baie sterk die evangelie oorgedra, dat daardie man sy lewe klaar geleef het, en hy sal self voor God moet gaan rekenskap gee, maar ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om ons te bekeer tot God. Die Here sê, vandag is die welaangename tyd om jou saak met God te skik, want is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna God se oordeel. Nou vriende, ek onthou toe ons by die begrafnis, of by die begrafplaas gekom het, was daar nou van sy vriende wat nou ietsie wou gesê het, en toe is die grootste klomp snert kwyt geraak, wat ek ook moes gekorrigeer het. Want toe was hy gesê, nee, hy word nou 'n ster, wat daar in die aande gaan skyn in die hemelruim, en weet van die mense sê dat, as daar 'n vuur in die huis inwaai, dan sit nou jou geliefde wat vir jou teken wil gee, dat dit met hom goed gaan, of ons geliefde sit nou bo in die hemel, en hulle kyk af op die aarde om te sien wat ons doen, goed of sleg. Daar is so geweldig baie verwronge gedagtes, dat ek gedink het om vanmôre vir u Bybels te begelei oor hierdie bepaalde saak. U sien, daar is so baie bygelowe in ons tyd. 'n Wit duif kom sit op my heining, en dan is dit 'n teken van my kind wat gesterf het, wat my kom besoek, of daar is een of ander venster wat toeslaan, en dan is dit die wind wat waai, wat 'n teken is van my man, wat 'n draai kom maak by my, om vir my te sê, alles is oukei met hom, of vriende, daar is so baie dinge wat ek amper nie kan glo, dat mense met 'n gesonde verstand kan omhels en sê, dis wat ek glo oor die mense wat gesterf het nie. Daarom wil ek vir u vra dat ons na die Bybel toe gaan. Die Bybel is 'n bron van waarheid. Daaruit gee God sy hart aan ons. Hy openbaar sy wese aan ons, en ook wanneer dit kom by ons geliefdes wat sterwe. Die Here is baie duidelik. Hy het nie grys areas oor hierdie saak nie. En hy sê vir ons baie duidelik in Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die Engels sê, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So hier is die eerste antwoord wat ons kry. Die Here sê, dis bestem vir die mens om een of ander tyd te sterwe. So ek gaan die dood nie kan vryspring nie. Die Bybel is baie duidelik, hierdie woordjie appointed is soos 'n vaste afspraak wat God met ons gemaak het, en hy gaan nie laat wees, nie vir my of vir jou afspraak met die dood nie. Maar die res van die vers sê, God het nie die dag bepaal van ons dood nie, maar daarna gaan daar 'n oordeel wees. En as ons daaraan dink, vriende, alles in die lewe word beoordeel. As jy op skool is, word jou werk beoordeel, en dan druip jy of jou standaard, of jy gaan na die volgende standaard toe oor. As jy by 'n universiteit is, werk dit presies dieselfde. As jy nie gaan studeer en gaan slaag nie, gaan jy nie jou graad kry nie. Ons dink aan 'n werksplek. As jy nie presteer nie, word jy skriftelik gewaarsku, en jy kan jou werk verloor. By 'n golfbaan word jy beloon. As jy 'n goeie ronde speel, het jy 'n goeie telling, en jy kry 'n prys daarvoor. En so ook in die geesteslewe. Jy gaan nie sterf soos 'n dier nie. Jy gaan nie in 'n siele slaap nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Ek, vriende, is in hierdie resies op aarde. Kom ons gebruik maar hierdie wedloop. Ons is in hierdie
hierdie wedloop wat ons tans loop, en daar is 'n eindstreep waaroor ek moet gaan, en dit is die dood. En aan die ander kant gaan die God van hemel en aarde wat vir jou en my lewe en asem gegee het, gaan dan van ons lewe rekenskap vra. Of jy dit nou glo of nie, dis irrelevant. Dis irrelevant of jy sê ek glo dit of ek glo dit nie. Wat jy glo, vriende, die Bybel sit nie en debatteer met jou nie. Die Bybel maak duidelike uitsprake, en as jy dit nie glo nie, sal jy eendag aan die einde van jou lewe hierdie God van die Bybel ontmoet, en jy sal sien dat wat hy gesê het, is waar. Of ek het geglo het, of nie. My geloof in wat God sê, maak nie God se woord meer waar en meer juis nie. God het dit gesê, en dit is die einde. Nou lees ons daar in 2 Korintiërs 5 vers 10, van die oordeelstroon van die geredde. Nou daar gaan 2 oordeelstrone wees. Die Bybel praat van die oordeelstroon van die geredde, en die oordeelstroon van die ongeredde. Die een wat die Here geken het as verlosser en saligmaker, sy lewe die vrug van die bekering gedra, en die ander ene wat gesê het, weet jy wat, ek sal op my eie geloof salig word, ek glo in al hierdie dinge nie, hierdie is veeverhale, dis wensdenkerry, ek stel nie belang nie, ek eet, drink en ek geniet my lewe. Daar sal vir hulle ook 'n oordeelstroon wees. En kom ek lees vir u, die oordeelstroon van die geredde. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So met ander woorde, as jou geliefde gesterf het, en hy was 'n kind van die Here, sê die Bybel, gaan hy voor die regterstoel verskyn, en hy gaan loon by die Here ontvang, of hy gaan loon verloor. Maar hy sal by die Here in sy heerlikheid wees. Maar as jou geliefde gesterf het, en hulle die Here nie geken nie, sê die Bybel vir ons aan die ander kant, die hartseer en afgryslike woorde van God se oordeel. Openbaring 20 vers 11, ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Jy sal sien, vir die geredde is daar 'n regterstoel, 'n beoordelingstroon, en vir die ongeredde is daar 'n wit troon, 'n troon van oordeel. Die Bybel sê vir ons dat klein en groot het voor God gestaan, en die boeke is geopen, en die doodes geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Vers 14, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood, en as bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Luister, as u geliefde sterf, word hy nie 'n ster in die hemelruim nie. Hy word nie een of ander dier, 'n duif of een of ander dier wat in 'n nuwe lewe begin nie. Daar is nie iets soos dat jou geliefde van die hemel af neerkyk op die aarde en jou 'n teken stuur deur die wind wat waai, of 'n veertjie wat kom, of 'n duif wat kom sit op 'n heining nie. Nee, die oomblik as jou en my geliefde sterwe, is hulle onmiddellik of by God in die heerlikheid, of in God se oordeel. Dit is die skrikwekkende. Ek self het al my pa, ma en broer aan die dood afgestaan. En hierdie waarheid, vriende, is vir my 'n vertroosting, dat die heilige God van hemel en aarde wat regverdig is, dan ook aan die einde van ons lewe, ons regverdiglik sal oordeel of beoordeel. Wat is die verskil tussen die regterstoel en die wit troon oordeel? As ek dit vir kortliks kan opsom, vriende, die regterstoel is net vir kinders van die Here, hulle werke word beoordeel, hulle sal loon ontvang of skade ly, en hierdie beloning sal dan ook aan die voete van die Here Jesus neergelê word. Die wit troon oordeel vir die ongeredde aan die ander kant, sê die Bybel, is net vir die ongereddes. Die veroordeling vind hier plaas, en die veroordelers word dan in God se oordeel, die poel van vuur, gewerp. Weereens sê ek vir u kan vir my sê ek glo in hierdie goed nie, dis uit die ouderwetse Victoriaanse era, waar mense bang gepraat was, en waar mense eintlik half begoochel was deur kerkmense, en deur vrees na God gestuur is. Nou jy kan glo wat u wil, ek sê vir julle weer eens, die Bybel sê omwonde, daar gaan 2 trone wees, die een waar God se kinders beoordeel gaan word, die ander een waar die ongeredde geoordeel gaan word. Kom ek gee vir julle 'n Bybelse illustrasie en ek sluit daarmee af. Lukas 16 leer vir ons van 'n ryk man en 'n arme man wat geleef het. Die Bybel sê dat die ryk man het purper en fyn linne gedra, hy het weelderig gelewe, en daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere by sy poorte gelê het. So met ander woorde, die Here identifiseer vir ons die arme man met die naam Lazarus. So daar was 'n man met die naam van Lazarus wat by hierdie ryk man se poort gesit het. Die Bybel sê vir ons, en albei het gesterwe. Die Bybel sê vir ons dat hierdie ryk man
en die bedelaar het gesterwe. En die Bybel sê vir ons, toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So albei het gesterwe. Onthou u waarmee het ons begin? Hebreërs 9:27, dat die Bybel vir ons sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe, maar sien ook hoe dit geïllustreer word in hierdie verhaal, daarna die oordeel. Die Bybel sê vir ons dat die arme man, hy is nie hemel toe omdat hy arm was nie, maar hy het die Here geken. En die ander man is nie hel toe omdat hy ryk was nie, maar is omdat hy die Here nie geken het nie. So albei het gesterwe, en albei het hulle in 'n plek bevind. Die een God se vrede, die ander een God se oordeel. Die een plek God se teenwoordigheid, die ander plek die afwesigheid van God se teenwoordigheid. Daarom pleit ek by jou, dat jy seker sal maak, dat jy, wanneer jy sterwe, vir jou geliefdes met daardie sekerheid sal laat, dat jy die Here geken het, dat jy die Here gedien het, dat jy die Here gevolg het, dat hulle nie na jou dood moet wonder waarheen jy is nie. Want die Bybel sê, soos die boom geval het, so sal hy bly lê. Mag die Here genade gee dat ons aan die einde van ons lewe uit die mond van die Here sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. So ons geliefdes, wanneer hulle sterwe, is hulle by een van twee plekke, mag die Here gee, dat ons met ywer hulle sal evangeliseer, dat ons seker sal wees, hulle is by die Here in die heerlikheid. Groete vir u, mooi dag verder, tada.